As julle julle Bybels op my sal oopmaak in 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Halleluja. En ons lees van vers 9 af. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom die Getiet laat wegdraai. En die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom die Getiet gebly, en die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. Dankie, Here, dat U so wonderlik is in hierdie tyd, dat U na ons toe wil kom, en ons wil seën, by ons kom bly, en die genade op ons neerstort, in Jesus naam, Amen. Amen. Ek weet nie of julle weet nie, maar daar was 'n tydperk wat die ark, van die verbondsark was nie by Israel gewees nie. In teendeel, die Filistyne het gekom en hulle het gesien, elke keer wat hulle in 'n veldslag was teen die Israeliete, dat hulle altyd so 'n boks by hulle gehad het. En wanneer hulle die boks by hulle gehad het, dan wen hulle die veldslag. En hulle het so begin dink, nou, wat kan ons doen? Want elke keer as hulle kom en hulle daai boks by hulle, dan word ons hard geslaan. En hulle beplan toe so iets, hulle sê, kom ons gaan steel daai boks by hulle, want as ons die boks het, dan gaan ons wen. Big mistake. Huge, okay? Inteendeel, hulle die boks gaan steel, en hulle in 'n kamp ingebring, en van toe af het een penarie na die ander hulle getref. Toe uiteindelik toe los hulle die boks nie daar, want hulle was hulle vlug weg van dit af. En hierdie boks, die ark, die verbondsark gestaan, en Dawid het besluit, nou is die tyd, dat die ark weer moet terugkom in Jerusalem. En hy beplan toe dinge om dit te doen, maar op pad tref 'n penarie vir hulle, want ek weet nie of julle weet van, een van die mense het aan die ark gevat, en hy is dood neergeslaan. Amen. En kom ons sê maar, Dawid was offended. Wat is die Afrikaans vir offended? Ek weet nie. Julle weet ook, dis goed, dan moet nie so woord in Afrikaans wees nie. Amen. Dan moet nie so woord in Afrikaans wees. Okay, so die kinders van Israel het elke keer as hulle saamgetrek het, hulle het die ark saam met hulle geneem. En die ark was die letterlike verteenwoordiging van wat God by hulle is. Hulle het nie geweet enigiets anders as die feit dat as dit daai boks het, as daai ark by hulle het, dan is hulle suksesvol nie. Die Filistyne, wat toe moeg geraak het vir dit, het die kus gesteel en dit het die teenoorgestelde effek op hulle gehad. En nou wil Dawid die ding terugbring, en hier gebeur iets. En toe besluit hulle gaan eers die ark op 'n plek stoor. En die ark beland toe binne in die huis van 'n man met die naam van Obed-Edom. Ken julle sy naam? Het julle maar raak gelees? Amen. So, hier gebeur iets. Die koning wil die ark terugbring, maar hy raak offended. Wie van julle raak maklik offended? Die Engelse term is, hoe ek altyd mense sê, if offense is taken, it's not given. Jy neem dit word nie gegee nie. Jy kan kies of jy dit wil vat of nie. Jy kan kies. Jy hoef dit nie te vat nie. Maar toe besluit Dawid, dis nou die tyd, hy het nou oor sy tantrum gekom, hy wil nou die ark terugbring na Jerusalem toe, en toe besluit hulle moet nou 'n hele proses hê, hoe hulle die ark terugbring na Jerusalem toe, en hy toe mense nodig gehad om die strate skoon te maak, sodat die ark kan bring in jubel en juig stap en die ark terugbring na Jerusalem toe. En hy doen dit toe, maar toe, interessant, in 1 Kronieke 15 vers 18 sê die Bybel, hulle het draers nodig gehad om dit te doen.
As jy nie weet wat 'n draer is nie, in hierdie geval was die draers mense wat die plek skoon gemaak het, wat die pad mooi oopgemaak het sodat die ark kon terugkom. En hy het voorbereidings gemaak om dit terug te bring na die stad van Jerusalem. En hier in 1 Kronieke 15 is 'n lys van mense wat vrywillig gesê het, ek is 'n vrywilliger, ek sal help om die stad skoon te maak. So daar's 'n lys van mense wat gesê het hulle sal dit doen. En weet julle wie se naam was op daai lys? 'n man met die naam van Obed-Edom. Dis net die begin hierdie, hoor. En hy volunteer toe om skoon te maak. Hulle was ook besig om 'n fees te bymekaar te sit en 'n lof en aanbiddingsspan bymekaar te sit. En daar's 'n lys in 1 Kronieke 15 van die mense wat bereid was om te sing. Amen. So as 'n lys van name. En daai se naam is op daai lys. Obed-Edom. Ons weet nie veel van Obed-Edom nie. Maar wat ek definitief weet is die teenwoordigheid van die Here was vir 3 maande lank in sy huis. Dink net hoe jou lewe sal verander as die teenwoordigheid van die Here vir 3 maande in jou huis is. Nie bo op jou huis nie, langs jou huis nie, in jou huis. Dink jy dit gaan jou lewe verander? Dink jy dit gaan jou verhouding met jou man of jou vrou verander? Dink jy dit gaan die verhouding met jou kinders verander? So ons weet nie veel van Obed-Edom nie, maar een ding wat ek weet verseker is, die teenwoordigheid van die Here was in sy huis gewees vir 3 maande lank. En nou word die teenwoordigheid geneem na Jerusalem toe en hier is hierdie man Obed-Edom en hy is soos 'n energizer bunny. Een oomblik mag hy skoon, dan hardloop hy en hy kom sing. Maar toe is daar weer 'n lys van mense wat instrumente moet speel en spesifiek die harp. Spesifiek moes hulle die harp speel en kan ek julle sê wie het gevolunteer om die harp te speel? Obed-Edom. Dink jy iets het in hom geklik toe die teenwoordigheid van die Here in sy huis was? Nie by die kerk nie, nie langs die pad nie, by die huis. Halleluja. Ons het altyd mense wat vir ons sê, Here, dis 'n groot skande dat die Bybel uit die skole uitgeneem is. Maar ek sê vir hulle, luister vir my mooi. Die Bybel moet nie in die skool wees nie, die Bybel moet in die huis wees. Die probleem is nie die skool nie, die probleem is die huis. Halleluja. Halleluja. So, dis absoluut abnormaal dat een weet, kom ek sê vir jou so, jy sukkel om 'n Christen een ding te doen. Jy sukkel dat in die kerk 'n Christen een ding sal doen. Hier is 'n man wat vele dinge doen. Nou kom hy maak skoon. Hy het 'n hands-free mic en hy speel die harp. Imagine dit, nee. Hier is hierdie man, hy's unstoppable. Dis ongewoon, dis abnormaal. En Obed-Edom, hy bied vrywillig aan om harp te speel, te sing, skoon te maak, maar het ook mense nodig gehad wat nog iets moet doen. Laat ek vir julle sê, wat dink jy beweeg iemand soos Obed-Edom om te wil alles doen wat hy kan vir die Here? Wat beweeg hom? Die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Jy word verander. Ek kom nou net terug van Stilfontein af, ons was 2 jaar in Stilfontein gewees en een van die persone wat in ons kerk was, sy naam is Fani. Toe ek daar kom, toe was hy 20 jaar verslaaf aan tik. Nou die van julle wat drugs ken, sal weet, dis een van die moeilikste goed om van af te kom. Hy het in die kerk ingeloop en ons het vir hom hande opgelê en vir hom gebid en hy was onmiddellik bevry van al die addictions. Hy het nou net sy 2de jaar Bybelskool klaar gemaak. Hy het in die graads gelewe bly agter in sy ma se huis. Hy het nou so eie huis, hy verdien 'n hengse salaris by die myn. Hy is besig met hy's nou besig met sy 3de jaar teologie. Kan die teenwoordigheid van die Here, die aanraking van die Heilige Gees iemand verander? Amen. Ja, amen.
Dis abnormaal vir iemand om op te tree soos Obed-Edom. Want wat ek vir julle sê, toe die Here my lewe aangeraak, 1991, het die Here my aangeraak. En ek het weggegaan want ek was 'n stoute kind. Ek was nie 'n goeie mens gewees nie. Ek was inteendeel, ek was 'n drankreep gewees. Ek het drank verkoop. Ek het vir Douglas Green Bellingham gewerk. So ek het wyn verkoop, ek het Red Hot Rum verkoop, ek het al daai goed, julle ken natuurlik jy goed, maar dat ek vir julle verduidelik. Dit was my lewe. Dit was my vriende. Dit was wat ek my hele lewe aan gewy het. Ek gedink ek het die beste job in die wêreld. Hulle betaal my om te drink. Big mistake. Huge. Jy sien, daar was 'n leemte in my wat net een persoon kan vul. Sy naam is Jesus. Halleluja. Kom ons wees eerlik vanmôre hier met julle. Weet ek gaan net nou reis oor dit. Maak nie saak nie, ek kan dit maar sê. Bittermin van julle wat hierso is verantwoordelik vir die opset hierso om deel te wees. Of is julle? Is julle die ruggraat hierso? Help julle. Is julle Obed-Edoms? Wat sal sê ek volunteer? Ons op 'n praise and worship as ons hierdie ver agter. Halleluja. Sien as 'n 80-20 beginsel. 20% van die mense doen 100% van die werk. Maar ons is 'n liggaam, ons moet bereid wees om betrokke te raak. Geen reendruppel maak aanspraak op die vloed nie. Almal moet saamkom en saam help om die ding, om die vloed van die Heilige Gees te kry in hierdie plek. In 1 Kronieke 15 vers 24 sê hulle het deurwagters nodig gehad. Deurwagters. Nou laat ek vir julle verduidelik wat 'n deurwagter was. 'n Deurwagter het by die Holy of Holies gestaan. Daar waar die priester ingegaan het en hy het beskerm dat niemand daar ingaan nie. Want nou is die ark terug in Jerusalem en nou is hy daar en nou het hulle deurwagters nodig gehad en iemand moes daar vir 8 ure skof daar gestaan het, vir 8 ure lank gestaan het en net die teenwoordigheid van die Here beskerm. Amen. Waar het gevolunteer om dit te doen? Sy naam is Obed-Edom. Hy's nie 'n liggewig nie. Hy weet, want die teenwoordigheid van die Here was vir 3 maande in sy huis. En hy het gesê, as dit is hoe naby ek kan kom, dit sal nie weer in my huis wees nie. Onthou, hier is Ou Testament. Dit sal nie weer in my huis wees nie, maar as dit so naby is wat ek kan kom aan die teenwoordigheid van die Here, is ek bereid om 8 ure lank daar te staan. As dit alles hoe naby ek kan kom, ek wil dit doen. Ek sal enigiets doen om naby die teenwoordigheid van die Here te wees, want ek het gesien wat dit doen toe dit in my huis was. Hoe dit 'n verskil gemaak het in my huis. Is die teenwoordigheid van die Here in jou huis, of is dit net Sondag hier in die kerk? Halleluja. Wil jy weet wat het Obed-Edom beweeg om 'n deurwagter te word? Ek het dit vir jou nooit gesê. Hy het vir homself gesê, ek kan nie in die allerheiligste ingaan nie. Maar as ek onthou hoe die lewe was toe dit in my huis was. Ek kan nie daar ingaan nie. Maar as dit naby is, as wat ek kan kom, vir 8 ure sal ek hier staan. En ek onthou hoe dit was toe dit in my huis was. Die meeste mense weet nie wie hierdie ou is nie. Maar een ding wat ons seker weet, is dat vir 3 maande was die teenwoordigheid van die Here in sy huis gewees. En dit het hom verander. Hy was nie dieselfde mens gewees nie. Hy het begin bo-natuurlik optree. Maar dit is bo-natuurlik vir 'n Christen om so op te tree. Iets het geklik in hom. En toe in Numbers, Numeri hoofstuk 16 staan dit daar, hulle het hekwagters nodig gehad. Nou dit is buitekant. Dis buitekant die tabernakel, dis hekwagters gewees. En het mense nodig gehad om hekwagters te wees. Kan ek vir julle sê wie het gevolunteer om dit te doen?
Amen. Dis soos Megan en Josh, jy weet, hulle is daar agter, hulle is hier voor, hulle speel, en dan sit hulle en hulle sê halleluja, en as hulle moet preek, dan preek hulle, amen. Dis 'n Obed-Edom. Ek sal doen wat ek kan, vir die Here, want hy het alles vir my gedoen. My lewe was 'n gemors geweest, as 'n drankgreep. Ek het net besluit, eendag, en ek loop in 'n drankwinkel en lei die brand in. En toe ek in 'n drankwinkel inloop, toe sit 'n ou vriend van my daar. En ek sê vir my, maar jy's mos 'n pastoor, wat maak jy in die drankwinkel? En hy sê vir my, ek is besig om vir hierdie Joodse winkeleienaar te bid. En hy sê vir my, jy moet jou lewe regmaak met die Here. Net so. Klink soos pastoor Chris. Ek ken hom goed genoeg om dit te weet. En ek het uitgeloop uit die drankwinkel uit en ek het net gesê, Here, vat my of los my. En dit was woef, asof ek onmiddellik geweet het, die teenwoordigheid van die Here was naby geweest. Ek wou net kerk toe gaan. Ek het dieselfde Sondag het ek na 'n kerk toe gegaan en toe hulle die altarkol doen, toe staan ek voor met my hande in die lug. Daai week het die Heilige Gees my aangeraak, ek het die hele nag deur in tale gebid. My mond was seer, my kakebeen was seer, maar ek was te bly. Want die teenwoordigheid van die Here het oor my gekom. En dit het my lewe verander. En toe kon ek nie wegbly by die kerk nie. Ek het altyd verby die kerk gery, as ek sien daar staan karre daar, dan as ek in. Ek het selfs na die vroue biduur toe gegaan. Nee, Jenny, hulle het my aangekyk. Ek het net gaan sit. Julle bid mos, ek is saam. Amen. As die teenwoordigheid van die Here op jou kom, dan verander jy. Wat beweeg mense? Om te kom van die paviljoene af, op die veld, waar die veldslag plaasvind. Wat beweeg mense om van daar tot daar te kom? Dis die Heilige Gees, dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat op jou kom, en jy beweeg daar, jy kan nie meer sit nie, jy moet iets doen vir die Here, jy moet iets besig weer wees van die Here, jy moet aan iemand vertel van die Here. En dan hierdie woorde gebruik en sê, hier is ek, Here, gebruik my. Hier is ek. Maar nou hier is 'n interessante ding oor Obed-Edom. Ek gaan nou onthou wat ek vir jou sê. Obed-Edom was van die geslag van Korah geweest. Wie weet wie Korah was? Korah. Hulle is die mense, of Korah was die man geweest wat vir Moses en Aaron probeer uithaal het. En teen hom in opstand gekom het. En hier's 'n man, sy linie lyk nie baie goed nie. Hy kom nie van 'n goeie lineage nie. En nog steeds is daar 'n plekkie vir hom in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Korah is die aarde het vir Korah ingesluk. Maar sy seuns het bly lewe. En toe het ek 'n bietjie navorsing gaan doen en ek het kyk in Psalms. Wat het die seuns van Korah geskryf, want hulle het verskeie psalms geskryf. En toe kry ek vir Obed-Edom in psalms. Het julle geweet hy's in psalms? Halleluja. Psalm 84, vers 10. As ek gou daar kom. Ek gaan in Engels lees, want my Afrikaanse Bybel is ergens in 'n boks. Dis enigste wat ek het, maar ek het nie eintlik een nie. Amen. Psalm 84, vers 10. Dit sê hierso, a single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live a good life in the homes of the wicked. Kan ek dit in veel Afrikaans vertaal? Een dag in die teenwoordigheid van die Here is beter as 1,000 in die plek van die ongelowiges. Een dag in die teenwoordigheid. En dit is geskryf deur die seun van Korah. Wie dink jy het hierdie ding geskryf? Watter seun van Korah dink jy het hierdie ding geskryf?
Sy naam is Obed-Edom. Want dit is presies daai versie verduidelik presies sy lewe. In een vers verduidelik die lewe van Obed-Edom, want hy het verander. Hy het verander. Hy het verander. Hoe het hy verander? Want hy het 3 maande in die teenwoordigheid van die Here gespandeer. En dit alles is die teenwoordigheid van die Here in jou huis. Of is jou Bybelstudie oppervlakkig? Is dit dood? Kom in die teenwoordigheid van die Here. Soek sy aangesig en alles sal verander. Alles. In 'n diens soos hierdie het alles vir my verander. In 'n diens soos hierdie is my lewe aangeraak. Ek het nie geweet wat gaan aan nie, maar al wat ek wou doen is om ander mense te kry om dieselfde te ervaar wat ek ervaar. En ek het elke geleentheid gekry en ek het my vriende een vir een genooi in karre. Ek het hulle nie genooi nie, ek het hulle gaan haal en hulle gebring. Sodat ek weet hulle kom in die teenwoordigheid van die Here. Selfs in die middel van die week, dan vat ek 'n vriend en ek vat hom na die pastoor toe. Tot hy eendag vir my gesê het, "Hey, wow, hoekom lei jy hulle nie die Here toe?" Toe sê, "Kan ek?" Toe sê hy, "Tuurlik, jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Jy moet self opstaan." En nie sê, "Dis die pastoor se werk om dit te doen nie, dis die pastoor se werk om dit te doen nie." Ek is geroep. Maar vinnig in Markus 16. Wat sê Jesus? Wat is die bevel wat Jesus vir ons gegee het? Hy sê vir hulle hierso, "And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name. They will speak in new tongues. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they shall be healed." Dit is die finale opdrag van Jesus aan sy disippels. Gaan die hele wêreld in. Verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Verkondig dit aan hulle. En die wat glo, hierdie teken sal hulle volg. Het julle op 'n plek gekom wat julle dit doen? Kom ons staan vir 'n oomblik. Ek wil net julle oë maak, toemaak en net luister wat ek sê vir 'n oomblik. Baie mense het Jesus Christus aanvaar as saligmaker, maar hy het nooit die Here geword in hulle lewe. Pas op. Hy soek nie mense wat hom as saligmaker alleen maak nie. Hy soek mense wat hom as Heer maak. So jy staan vanmôre hierso. En jy het miskien gesê, "Jesus, hier is ek." Maar jy het nooit die volgende stap gedoen nie. Jy sien, dis nie nodig om gedoop te wees word om gered te wees nie. Maar dooping is die vrug van bekering. As jy nie vrugte dra van bekering nie, dan twyfel ek of jy werklik gered is. Sjoe, as dit is bietjie rond. Dan wil ek vir julle weer sê. Doop is nie noodsaaklik om gered te word nie, maar dis 'n vrug van jou bekering. As jy nie jouself laat doop nadat jy bekeer is nie, dan twyfel ek of jy werklik gesê het, "Here, U is my Heer." Want as jy gesê het, "Here, U is my Heer," dan het jy onmiddellik begin en hom volg en die dinge doen wat hy sê jy moet doen. Die Here het jou nie geroep om te sit nie, die Here het jou geroep om te gaan. Hy sê, "Go into all the world." Gaan die hele wêreld in. Verkondig die evangelie, die goeie nuus. Dat daar 'n God is wat vir jou lief is. Het elke hoof gebuig, julle oë toe, wil ek julle vra.
As jy nie seker is dat jy weet dat jy weet dat jy hom Heer van jou lewe gemaak het nie, wil ek vir jou bid vanmôre. So as jy hier staan en jy sê, pastoor, bid daai gebed vir my, dat ek hom kan Heer maak. Ek weet hy's my saligmaker, maar ek wil hom hê hy moet my Heer in my lewe wees. Lig gou jou hande en sê, bid vir my pastoor. Ek sien daai hande. Sien daai hande. Sien daai hande. Ek sien daai hande. Halleluja. Nou ek wil graag vir julle bid en vir julle sal vanmôre. Die wat julle hand opgelig het, en al het jy nie jou hand opgelig nie, maar jy wil hê ek moet vir jou bid, kom staan net gou in die voorkant hierso, dat ek gou vir julle bid. Kom. Halleluja. 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 Nou, ek is eintlik 'n evangelis, by the way. Halleluja. Ek wil net hê julle moet almal hier gebed. Almal. Ons moet almal hier gebed saam. Sê dankie Hemelse Vader. Dat U vir Jesus Christus gestuur het om te sterf op die kruis vir my. Ek glo dat die bloed van Jesus al my sondes weg was. Hy het my nuut gemaak. En ek neem hom aan as my saligmaker en my Heer. Dankie Jesus dat U my gered. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is 'n ou by Edom. Ek hartlik vir U nou, Here. Amen en amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Hou net so 'n bietjie aan. Ek wil net Megan. Halleluja. Ons gaan vir hulle bid. Ek het my eie olie saamgebring. Hierdie olie kom van Israel af. Amen. Vir die wat nog nie met Israeliese olie gesalf is nie, julle word gesalf vanmôre met dit. Amen. Hou net jou hand asof jy 'n geskenk gaan ontvang. Dankie Here. Ek bid nou vir die liefde in Jesus naam. Halleluja. Nooit meer dieselfde nie. Halleluja. Dankie vir U vuur, U liefde. Nooit weer dieselfde nie in Jesus naam. Dankie Here vir die vuur van God. Halleluja. Daar was seker wel so man. Fire in Jesus name. Nooit weer dieselfde nie. Halleluja. Vader. Thank you Father. Dankie Here vir die vuur van die Here. Die liefde wat hulle omhels vanmôre in Jesus naam. Nooit weer dieselfde nie. Fire in Jesus name. Thank you Lord. Your power, your authority. Thank you Lord that the joy will be full in Jesus name. Never the same. Fire in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Dankie vir U genade en U liefde. Dankie Here dat U hom oopmaak om die evangelie te verkondig aan almal wat hy sien. Dat hy sal getuig van U liefde en die goedheid en die guns in Jesus naam. Fire of God on you. Hallelujah. Thank you Father. Deep cleansing happening right now in Jesus name. Nooit weer dieselfde nie. Hallelujah. Halleluja. As jy hier is vanmôre en jy is nie gevul met die Heilige Gees nie en jy praat nie in tale nie, dan net gou jou hand op. Halleluja. Halleluja. Kom ons bid almal as gebed saam. Amen. Is jy iemand wat gevul is met die Heilige Gees? Baie Megan. Halleluja. Halleluja. Amen. Dit is deel van jou bekering, is om te vul te wees met die Heilige Gees, want die Heilige Gees vul jou om jou te equip, om te gaan. Petrus is al die disippels sê, moet nêrens heen gaan nie, tot jy nie gevul is met die Heilige Gees. Amen. Hou jy hande asof jy 'n geskenk gaan ontvang? En bid saam met my, sê, dankie Jesus, dat U my nou doop, in die Heilige Gees, sodat ek in tale kan praat, soos die Heilige Gees vir my die woorde gee. In Jesus naam. Amen. Okay, staan nou net stil, maak jou oor toe en begin saam met my bid. Rabba Shikiba. Dabai ne bebe riva shaba. Bebe.
Rababababasha, nou nog die hier, jy rababasha, sê rababasha kan ons tot rababasha, rabababa, ja, moenie sê dit wat gaan al die rababababababababa keer maar stap. Wat jy moet doen praat. Rababababasha, rabababa, rabababa, kinders, rabababa, ja, mo, rabababa, mo, rabaska mana masiri bebe ke basta rabababa, in Jesus naam, rabababa, begin praat. Rabashiki mastobo, bebe, shebara basara, baba, die Heilige Gees is gentleman. Jy moet jou mond oopmaak en begin praat. Die Heilige Gees is gentleman. Rabashiki mastoba, begin bid. Rabashiki sobara bashira bashkara bastara baba, bebe, Jesus naam, rababa. Begin bid. Rabashiki staba rabashiki bastara bebe shira baba mana margena meshiba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rababa sababa. Ek het nog 'n hart met taal. Rabagi die shira baba shibe baba. Rababa ringe kera bastara baba bashkara bastara baba. Bebe kanostra baba shibra never the same. Rababa bashku no more. Romano shobra baba shibra Hallelujah, hallelujah. Meer. In Jesus naam, Rabba, ek wil meer hê. Ek wil die teenwoordigheid van die Here wees. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Wie van julle weet dat julle ontvang het vanmôre? Julle gees? Jy. Halleluja. Prys die Here. As jy net 'n paar woorde het, oefen hulle, daar kom meer. Amen. Prys die Here. Dankie julle, ja. Dankie vir die Here aan die kant. He's good. His mercy is good forever. Amen. Baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Dit is groot voorreg. Halleluja. Amen. Kom ons vat net vinnig ons sitplekke en dan sluit ons so af. Ek wil net 'n seëngebed oor julle elkeen kom bid vanoggend. Vader, ons wil net kom en dankie sê, Vader, vir u teenwoordigheid vanoggend, Vader. Vader, dankie dat ons nou net so in die stilte, Vader, net u Gees sal kom en ervaar, Vader. Vader, ons dankie vir elke liewe persoon wat vanoggend u Gees ervaar het, Vader, elke liewe persoon wat ontvang het van u af, Vader. Vader, want u is die een wat die werk doen, Vader, ons dankie daarvoor. En Vader, ons dankie dat elke liewe een van ons nou, Vader, soos wat ons hier uitbeweeg, Vader, meer en meer sal ontvang van u af vanoggend, Vader, en soos wat ons deur die week beweeg, Vader. Vader, dankie dat dit nie hier stop nie, Vader. Dankie dat ons nie hier wegbeweeg, Vader, en terugval na ons normale maniere nie, Vader, maar dat ons gevul sal wees deur die Gees, Vader, soos 'n vuur hier uitgaan, Vader, en 'n veldbrand veroorsaak in hierdie dorp, Vader. Halleluja. Vader, ons dankie, Vader, dat by die bietjie, Vader, kan u baie doen, Vader. By die min, Vader, kan u baie maak, Vader. Vader, ons dink aan die broodjies en die vissies, Vader. Vader, 'n kind kom na u toe met min, Vader, en sê, dis al wat ek het. Vader, en ons dankie dat elke liewe een wat vanoggend hier so sit het uitgestap en geloof vanoggend, Vader, en gesê, dis al wat ek het, Vader. En Vader, ek dankie dat u kom meer maak, Vader, en dat u kom seën, Vader, oor elke liewe een uitspreek, soos wat hulle hier uitstap, Vader. In Jesus Christus naam, Vader, ons bid dat u ons veilig hou, Vader, en dat wanneer ons weer by mekaar kom, Vader, dat u net weer sal opdaag, Vader, en net ons weer en weer kom opvang in Jesus Christus naam alleen. Amen. Amen. As hy julle 'n lekker week hê.